Rye en reekse. Ons gebruik vandag substitusie en eliminasie. Geniet hierdie. Julle, ons doen vandag 'n belangrike konsep en dis wanneer hulle vir my terme gee. Hulle gee byvoorbeeld vir my in hierdie rekenkundige ry, gee hulle vir my term 4 en hulle sê is -6. Hulle gee ook vir my die 11de term wat hulle sê is -34. Nou dis baie belangrik. Wanneer hulle vir jou terme gee, gaan ons die volgende doen. Nou, kom ons bereken gou term 1, kom ons maak daar eers 'n N, in terme van A en D. Dis mos ons gewone rekenkundige T en reël. Nou as ek term 1 wil uitwerk, sou ons net al die n'e met 1 vervang het. So ons kan gesien dat term 1 is net gelyk aan A plus 0D, wat net eintlik A is. So ons het term 1 as A. Ons kan ook sien dat term 2, dan 'n bietjie as ek al die n'e met 'n 2 vervang, kan ek aflei dat term 2 A plus D is. So kan ek ook aflei dat term 3 A plus 2D is. En so kan ek ook aflei dat term 4 A plus 3D gaan wees. En so kan ek ook aflei dat term 11 A plus 10D gaan wees. Dit maak die lewe vir ons baie maklik, want nou dat ek weet dat ek 'n term in terme van A en D kan skryf, kan ons mos nou die volgende aflei. Ons sê, ons weet mos nou dat term 4 gelyk is aan -6. Maar ons weet ook dat term 4 A plus 3D is. En so dis gelyk aan -6. En kom ons noem hierdie vergelyking 1. Ons kan nou A hier alleen kry en dan met substitusie A en D gaan uitwerk, maar ek wil nie ons moet vandag eliminasie gebruik en daar gaan 'n groot rede wees vir die. Ons kan ook sien dat term 11 was gelyk aan -34, maar ons weet dat term 11 ook A plus 10D is. So dis ook gelyk aan -34 en kom ons noem dit vergelyking 2. Nou ek wil graag hê ons moet eliminasie gebruik. Jy kan substitusie gebruik, meer as welkom. Kom ons vat vergelyking 2 en ons minus vergelyking 1. So ek het A plus 10D is gelyk aan -34 en ek gaan die ander vergelyking aftrek van hom af. Nou kom ons doen, ons gaan die onderkant aftrek van die bokant af. So A minus A is net 0, ons skryf nie 0 nie. 10D minus 3D is 7D. En dan -34 minus 6 is net 'n -28. En dan gaan ons mos al twee kante deel met 'n 7. So D is eintlik baie eenvoudig, is net -4. En kom ons noem hierdie vergelyking 3. Sien, jy kan substitusie gebruik. Ek wil net hê jy moet gewoond raak aan die eliminasie vir ingeval. Nou kom ons het nou hierdie D is gelyk aan -4, dan kan ons mos nou gou A gaan uitwerk, want ons kan ons nou, kom ons vee hierdie uit, want ons weet dat A plus 3D gelyk is aan -6, maar ons weet dat D min 4 is, gelyk is aan -6, so A min 12 is gelyk aan -6, so A gaan gelyk wees aan 6, en kyk hoe awesome is dit, ek het nou A uitgewerk as 6, D het ek uitgewerk as -4, en nou kan ek baie goed gaan, ons kan nou baie vrae gaan beantwoord, afhangende van wat hulle wil hê, maar kom ons kyk wat hulle wil hê, ek moet net al hierdie goed uitvee. Ons kan, hulle sê bepaal die som van die eerste 8 terme van 'n rekenkundige ry. So met ander woorde die som van, kom ons skryf hier die som neer van 'n rekenkundige reeks, 2A plus n min 1D. So dis mos die som van formule wat ons geleer is. Som van 8, so hierdie word 8 op 2, en hierdie word 2, en ons weet dat A is 'n 6, plus n is 8, so hierdie is 8 min 1D, en D weet ons is min 4, okay, so hier, kom ons vereenvoudig, 4, hierdie is 12, hierdie is 7, so hierdie is min 28, so 4 maal, is hierdie min 16, dink so, en 4 maal min 16 gee vir ons minus 64, okay, so ons het die som van 8 terme gekry deur A uit te werk, D uit te werk. Hoe kry ek dit? Ek het die 4de term in terme van A en D geskryf as ook die 11de enetjie.
Ons gaan nou op dieselfde hier doen. Nou kyk, hierso staan bepaal die meetkundige ry as die tweede term 1 op 9 is en die 6de term 1 op 729. Nou dink 'n bietjie, in die eerste een het ons term 1, ons het term 1 gaan skryf as A, term 2 as A plus D. Maar wat gaan ons doen by 'n meetkundige ry? Nou kom ons toets dit. As ek 'n meetkundige ry vat en ek prop 1 in die N se plek, dan kan ek sien is ook net A. En as ek term 2 vat en ek gaan prop 2 in die N se plek, dan kry ek AR. En so kan ek term 3 gaan doen, en ek sê AR, en as ek 3 daarin, dan is hy AR kwadraat. Ok, so ons weet die tweede term, kan ons skryf as AR. Ons kan die 6de term skryf as AR tot die mag 5. Kyk mooi hierna. Ok, so kom ons maak nou skoon. Ek het nou my terme in terme van A en D geskryf in die eerste som, en die tweede het ek in terme van A en R geskryf. Maar omdat ons nou weet wat wat hulle sê vir my die term 2, hulle sê vir my term 2 is 1/9. Daarom weet ek dat AR gelyk is aan 1/9. En kom ons noem hierdie vergelyking 1. Dan kan ons ook sê dat term 6 is gelyk aan 1 op 729. 729. Maar ons weet ook dat term 6 is AR tot die mag 5 is gelyk aan 1 op 729. En kom ons noem dit vergelyking 2. Nou ons gaan nou vergelyking 2 vat en ons gaan dit deel met mekaar. Onthou, eliminasie, nie noodwendig dat jy met minus of plus nie. Jy kan ook deel, en dis wat dit so besonders maak, dat ek kan, veral met eksponente soos hierdie, kan ek baie maklik deel. So kom ons vat 2, 1 op 729, en ons deel die onderste enetjie. So ons gaan dit deel met mekaar, dan gaan die A's gaan uitkanselleer, so al wat gaan oorwees is 'n R tot die mag 4, en as ek hierdie boonste breek vat, en ek deel hom met die onderste breek, dan kry ek 1 op 81. Ok, so wat gaan R dan wees? So R gaan gelyk wees aan, omdat ons gaan die 4de magswortel kry, maar omdat dit wortels is, gaan dit plus of minus 'n derde wees. Baie belangrik om nie daai plus en minus te vergeet nie, né? So ons weet nou dat A, het ons A, nee ons het nie A nie, ons gaan hom nou uitwerk, ons het wel R. Ons weet R is plus of minus 'n derde. Nou kan ons gou A gaan uitwerk, want is ons dit in vervang, en het ek nie A nie, nee ek het nie A nie. So as ek A nou wil uitwerk, ons het R nou as 'n derde. So dan kan ek A gaan kry as ek 'n derde deel met 'n derde aan albei kante, dan gaan A 'n derde wees, maar A kan ook R is ook 'n minus 'n derde. So dan gaan A gelyk wees aan minus 'n derde. So A het ek as 'n R as ek as 'n plus of minus 'n derde, en ek het ook A as plus of minus 'n derde. So nou dat ek weet dat A 'n derde is, R in plus en minus 'n derde, en ek weet ook dat A plus of minus 'n derde is, kom ons maak bietjie skoon. Jy moet nou onthou, as ek 'n TN reël neerskryf, soos die TN is gelyk aan AR en min 1, né? As A positief is, gaan R ook positief wees. So dis nogal belangrik. As A positief is, gaan R positief wees. Ok? So my reël gaan nou wees, so wat gaan my eerste term wees? A is mos 'n derde. Wat gaan my volgende term wees? Dis ons term 1. Term 2 gaan ons AR wees, soos 'n derde, maal 'n derde. En term 3 gaan wees 'n derde, maal 'n derde, tot die mag 2. So hierdie eerste 3 terme gaan wees 'n derde. So hierdie gaan 'n derde wees, en dan
'n 9de en dan 'n 27ste. Maar dit kan ook iets anders te wees, want onthou, as A negatief is, gaan R negatief wees. So ons kan, so hierdie is een opsie, daar is my eerste 3 terme, maar het kan ook minus wees. Het kan minus 'n derde wees, of minus 'n derde, en die R is nog steeds 'n minus 'n derde, en dan minus 'n derde, en dan minus 'n derde tot die mag 2. So hierdie volgende reeks gaan minus 'n derde wees. Kom ek skryf dit uit mooi. Minus 'n derde wees. Die tweede term gaan 'n 9de wees, 'n positiewe 9de. En die derde term gaan dan wees minus 'n 27ste. Is belangrik om hierdie plus en minus te onthou by beide van hierdie, want dit gee vir jou 2 potensiële patrone, 'n derde, 'n 9de, 'n 27ste, of 'n minus 'n derde, 'n positiewe 9de of 'n minus 27ste. So wat ek nou eintlik wil doen vir vandag se les is om te sê, onthou dat wanneer terme vir my gegee word, kan ek beslis substitusie gebruik, maar beslis eliminasie. So eliminasie is baie belangrik